Ek word gereeld gekonfronteer met vrae wat my laat bid. Een vraag wat ek nou onlangs weer gekry het is, of het eintlik nie 'n vraag nie, dis 'n stelling, is, weet jy waar ek vandaan kom? Die Here sal my nie help nie en die Here wil my nie hê nie, want weet jy waar ek vandaan kom? En hier is die ding, dit maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het, hoe groot jou sonde is nie, of wie jy seer gemaak het of wat jy aangevang het nie. As ek my Bybel reg lees en reg verstaan, is God se vergifnis altyd net 'n gebed weg. Sy genade ken nie perke nie. Hy wag met oop arms om jou terug te verwelkom as jy afgedwaal het. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe jou sondes en reinig jou van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, jy's gereinig van alles wat jy verkeerd gedoen het. Die geheim hier is om jou lewe dan nou te verander. Hier is die ander ding. God doen meer as net om jou te vergewe. Hy mors nie jou pyn, jou gebroke oomblikke of jou foute nie. Hy verander dit in getuienis wat ander se lewens kan aanraak. Wat die vyand bedoel het om jou seer te maak, om vir jou skade te berokken, om jou basies hel toe te stuur, verander God in 'n storie van verlossing en van hoop en van getuienis. Want in Romeine 8 vers 28 lees ons weer eens en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Met ander woorde, as jy vir God 'n keuse maak en jy is lief vir God en jy maak foute, dan vergewe God jou. En dan elke negatiewe ding in jou lewe draai God om goed uit te draai vir jou. God gebruik nie net perfekte mense nie. God roep nie net perfekte mense nie. Hy kies dikwels die wat seer gekry het. Hy kies dikwels die wat die wêreld probeer afskryf. Hy kies dikwels die wat ver van volmaak is. Want sy krag word juis in ons swakheid gesien. Jy is nooit te ver weg van God of te gebroke vir hom om jou te gebruik nie. Nooit nie. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om vrug te dra. Jy het 'n keuse. God het jou gekies by geboorte. En as jy kies om hom te volg, as jy kies om Jesus te volg, dan stel God jou aan om uit te gaan en vir hom te werk. As jy voel, God kan jou nie gebruik nie, want jy het te ver afgedwaal, of jy is moedeloos, hou hierdie in gedagte. Hy is 'n God van tweede kansse en nuwe beginne. Gee vandag jou hart opnuut vir God en vra vir hom om jou verhaal, jou storie te gebruik om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Hemelse Vader, ons loof en prys en eer U naam en ons dankie dat U ons God is en ons koning. Here, help ons om ons lewe so te leef dat U eerste is en dat ons sal besef dat selfs al maak ons foute, U liefde vir ons verdwyn nooit nie. Vader, en gee dat ons allerbeste sal doen om U te soek en om U te behaag in Jesus se naam. Amen.